Sit gerus. Vanoggend se tema is, God openbaar hom aan sy kinders. En dis Pinkstersondag. As jy dit nie geweet het nie, Google dit net. Pentecostal Sunday. Dis vanoggend. En jy so gesien in die advertensies op sosiale media is wyd. Want almal vier die uitstorting van die Heilige Gees. Die begin van die kerk. Die bruid van Christus. Dis waar alles begin het. Maar vanoggend gaan ons na hierdie oomblik kyk in die Ou Testament. En ek wil jou ver terugvat na die berg Sinaï. En ek wil 'n Bybelstorie vanoggend met jou deel oor die berg Sinaï, wat daar gebeur het. So ons storie, ek wil 'n bietjie agtergrond gee, begin in Eksodus 12. In Eksodus 12, net so voor dit gebeur die 10 plaae, as jy nie geweet het nie. En toe net bietjie daarna, toe trek die Israeliete uit Egipte uit, op pad na die beloofde land toe. En die 100 jaar later nie, is hulle in die moeilikheid en hulle kom by die Rooi See. En God maak die water oop en hulle is deur die Rooi See. En nou is dit 3 maande later. En die Israeliete slaan tente op by die berg Sinaï. En die berg Sinaï is presies dieselfde berg waar Moses geroep is om die volk uit te lei. Selfde berg as jy nie geweet het nie. Dis waar God hom geroep het. En dis waar God homself aan Moses geopenbaar het en vir hom gesê het, ek is, toe daar die brandende bos voor hom staan, die groot ek is, Jahwe het gesê, ek is. Sê vir hulle, ek is het jou gestuur. Maar die Israeliete gaan lank by hierdie berg vertoef. Jy kan die res van hierdie hoofstuk verder lees, en dan sal jy sien, as jy nog verder gaan, later in Levitikus, is hulle nog steeds by die berg, en uiteindelik kom hulle by Numeri, en in Numeri 10 vertrek hulle eers. So hulle gaan 'n lang tyd vertoef by hierdie berg. Ons gaan nou nie al die hoofstukke lees nie, ons het nou nie soveel tyd nie. Maar daar's baie dinge wat gebeur by hierdie berg. En as jy verder in Eksodus lees, Eksodus 20, het God sy wet gegee. So gee 'n bietjie agtergrond, maar kom ons gaan 'n hoofstuk terug. Ons gaan na hoofstuk 19 in Eksodus. Moses klim op die berg. En die Here praat met hom. En die Here begin daarso, en die eerste ding wat hy doen, hy herinner vir Moses en hy sê, onthou wat het ek vir julle gedoen. Moenie vergeet nie. Onthou dit. En hy gaan verder en hy gebruik 'n beeld van 'n arend. En hy sê, ek het julle soos 'n arend wat sy kuikens op sy vlerke gedra die hele tyd. Hoekom 'n arend? In die eerste plek, as jy gaan kyk, en ek is nie 'n voëlkenner nie, 'n arend sal nie sy kuikens met sy skerp kloue vat en optel nie. Ek weet nie presies hoe hy dit doen nie, maar hy laai vir hulle op sy rug. En al wat hy kuikens moet doen is, hulle moet klou. En dan skuif hy byvoorbeeld sy kuikens van een plek na 'n ander plek toe. Hulle moet net vashou. God het dieselfde met die Israeliete gedoen. Hulle moet net vasklou, dan sal hulle veilig wees. Nou ek en jy kan ook bietjie daarna kyk. 1 Korintiërs 15 vers 2 sê Paulus, en hy vermaan ons om vas te klou aan die evangelie, sodat ons verlos kan word. Ek en jy moet soos kuikens ook op God se rug wees en vashou. Die hele tyd. Goed, ons gaan verder. Die Here het verder vir Moses gesê, hulle moet sy verbond nakom, want dan sal hulle sy eiendom wees. So gesê, so gedaan. Moses is by die berg af. Hy praat met die volk in vers 8 van hoofstuk 19, sê hulle die volgende. Alles wat die Here gesê het, sal ons doen. Nou, hulle stem in. Ek bedoel, die Israeliete het nou gehoor wat moet gebeur, en hulle stem in. Hulle is nou tevrede daarmee. Moses is terug op die berg. Hy het nie WhatsApp gehad nie. Moes met die Here gaan praat. Hy is terug op die berg, en hy gaan praat met die Here, en hy gee vir hom die volk se antwoord. En God gee 'n nuwe opdrag aan hom. Hy sê, julle moet heilig word. Julle moet julle self heilig. Was julle klere en berei julle self voor, want ek wil julle ontmoet. Ek wil by julle wees. Julle is my volk. En so gaan dit gebeur, en hy sê, 3 dae later sal God neerdal.
Ek wil 'n oomblik hierso stop, want hulle praat hierso van voorbereiding. Dink jy nie, dit sal wonderlik wees, as ons almal op 'n Sondagoggend voorbereid hier aankom? Ek praat nie van die lippies is rooi, die haartjies is mooi en die klere is mooi nie. Ek praat van in jou hart voorbereid is, met 'n hart wat sê, maar ek wil ontmoeting met God hê, hoe God se stem hoor. Dink net daaraan, wat sal gebeur? Want dis wat hy gesê het vir die Israeliete, ek wil hê julle moet gereed maak. Ons kan ook prakties wees. Nou gaan die storie verder, ek wil terugkom by my storie, maar God sê een ding baie duidelik, niemand raak aan hierdie berg nie. Hulle moet letterlik 'n heining opsit. As enige iemand aan hierdie berg raak, mens of dier, moet hy met klippe doodgegooi word of met pile doodgeskiet word. Jy vat nie aan die berg nie. Jy staan 'n entjie terug. Want God is op pad. God is die ene wat op pad is om af te beweeg, neer te daal na sy volk toe, en ek wil dit graag vir jou lees in Exodus 19 vers 16. Op die derde dag, toe dit nog oggend was daar donderslae en weerlig, en 'n swaar wolk oor die berg, en ook 'n harde geluid van 'n ramshoring. Die hele volk in die kamp het gebewe. Moses het die volk uit die kamp gelei om God te ontmoet. Hulle het by die voet van die berg gaan staan. Die hele berg Sinaï het in rook gestaan, omdat die Here 'n vuur daarop neergedaal het. Die rook het opgestyg soos 'n rook uit 'n oond. Die hele berg het hewig geskud, en die geluid van die ramshoring het al gaande baie harder geword. Moses het gepraat, en God het met hom 'n donderslag geantwoord. Toe die Here op die berg van Sinaï neergedaal het, op die kruin van die berg, het die Here vir Moses na die kruin van die berg geroep, en Moses het opgeklim. Die volk is voorberei. Maar ek wil vir jou iets sê vanoggend. Het nou 'n bietjie weerlig gehoor vanoggend in 'n ramshoring. Die eerste plek is, wat sou jy gemaak het as jy daar gestaan het? Ek sou gehardloop het. Want dit was nie net 'n bietjie weerlig soos jy nou gehoor nie. Dit was God. Nog 'n ding is, wie die ramshoring geblaas? Nie een van die mense nie, God. Die volk het gebewe. Was jy al so bang in jou lewe? Die manne wat op die grens was sal weet. Daar's oomblikke van bewe, ek sal nie weet nie. Maar in my en jou lewe was ons al bang, en dis wat gebeur het. God het opgedaag. Hy het met vuur neergedaal op die berg. Nou is daar geen twyfel nie, dit is God. Hy het dit baie duidelik gemaak, hy het opgedaag. Nie iemand anders nie, nie iets anders nie. Hy het hulle volle aandag. Ek is seker as die Here so opdaag, vanoggend hier by ons, gaan hy ons aandag hê, nee. Ons gaan nie slaap nie, nie in die kerk vanoggend nie. Verseker. Hoekom? Hoekom het die Here al die moeite gedoen? Hy trek nou al saam met hierdie volk. Hulle is nou al hier so uit Egipte uit. Hulle is nou al deur die Rooi See. Allerlei wonderlike dinge het gebeur. Hy het vir hulle kos gegee intussen. Jy kan maar gaan lees van manna en kwartels. Hy het vir hulle water gegee. Hy's al die pad besig met hulle. Nog al die pad. Maar nou ewe skielik wil God neerdaal op die berg Sinaï en hy wil hierdie volk van hom sien. Al wat hy wou doen is, hy wil vir hulle gewys het, wie en wat is hy. Ek bedoel, as God so opdaag, ek weet nie of ek weer sal sonde wil doen nie. Ek sal bang wees, regtig. Want ek sal vir my skrik. Maar God wil openbaar aan sy God. En hoe doen hy dit? Hy openbaar homself deur in die volgende hoofstuk, want hierdie proses gaan aan vir hulle sy wet te gee. Hy kom en hy gee vir hulle sy wet in Exodus 20. Want in sy wet wys hy sy karakter. Hy wys iets van homself, maar ek is so. Want die wet is die fondasie vir die bestaan van sy volk. Dis waarom daar 'n wet is. En saam met dit is dit ook 'n morele raamwerk.
Want dit sê vir my en jou ook wat's reg en wat is verkeerd. Hulle moes dit hoor. Hoe sou jy opgetree het as jy by daai berg gestaan het? Nog erger, hoe sou jy gevoel het as jy bo op hierdie berg was saam met Moses? Die berg het geskud. Daarom sê die skrif ook, Moses was 'n persoonlike vriend van God. Ek dink dit moet ongelooflik wees om so naby aan God te wees. Ongelooflik en bang. Maar ek so weggehardloop het. Baie keer sal mense sê, God het met hulle gepraat, en ek weet die Gees praat met ons, en die Here gebruik verskillende metodes. En miskien sal ek en jy wonder, hoe moet dit wees om in God se teenwoordigheid te wees as hy regtig opdaag? So ek wil met jou deel wat het met iemand gebeur in Openbaringe. Johannes skryf in Openbaringe 1 vers 17, toe hy die stem van die Here Jesus hoor agter hom, en hy draai om, het hy neergeval soos 'n dooie. Ek sal ook grond toe gegaan het. Want God het opgedaag. God gee openbaring. Ons praat baie keer oor ons verhouding met die Here, 'n persoonlike verhouding. Het ons 'n persoonlike verhouding met hom? Maar die probleem is, en dis beeldspraak hierdie, is dat sien ons regtig kans om by die berg te gaan staan. Dis makliker om God bietjie te vermy as om by die berg te gaan staan. Want as ek en jy in ons nietigheid by God, by hierdie berg moet gaan staan, en dit is 'n metafoor wat ek gebruik, sien ons nie kans nie, ons hardloop liewer weg. God se teenwoordigheid is te groot. Ek wil vir hierdie mense, donder weer en vuur, dis wat hy kan maak. Dis intimiderend. Ek sou ook gebewe het al die pad, om te ervaar wat hierdie Israeliete geervaar het. Maar gelukkig het ek en jy nie nodig om 'n vliegkaartjie te koop en al die pad soontoe te vlieg en by die berg te gaan sit nie. Ek en jy het nie nodig om by die berg Sinaï letterlik uit te kom en te sê, waar is die Here nie? Dis nie nodig nie. En ek is baie dankbaar daaroor. Dinge het verander. Soos nie meer in die tyd van die Israeliete nie. Want ons het die Nuwe Testament. Ek gaan iemand quoteer, ek het gewonder of ek haar moet quoteer. Julle ken vir Dominee Norma Rousseau. Sy het eendag 'n vreeslike mooi ding gesê. Sy het gesê, sy is so dankbaar dat sy gebore is na die Nuwe Testament, in die tyd van genade. Want die wette in daardie tyd moes moeilik gewees het. Dis nederigheid, om te sê, ek is nou nie so smart nie. So ja, Norma sal hoor dat ek haar naam genoem het. Want die Nuwe Testament is God gestuur onder ons, hy het aan ons kom woon, hy is gekruisig, hy het opgestaan, en dit staan vas. Nou is hy daar. En in Lukas 24 vers 29 gee Jesus opdrag aan die disippels, hulle moet wag in Jerusalem, sodat hulle die Gees van God ontvang. In Handelinge 1 vers 8 kom hy weer en hy beloof aan hulle, hy sê, julle sal krag ontvang wanneer die Gees oor julle kom. Nou word daar vir ons iets beloof in die Nuwe Testament. Dis baie maklik. En weet jy wat? Dieselfde ding wat gebeur het in die Ou Testament by die berg Sinaï, gebeur in Handelinge. Kom ons lees saam, sonder donder weer. Handelinge 2 vers 3. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. Onverwags het daar uit die hemel 'n geluid soos die van 'n kragtige stormwind opgeklim, en het in die hele huis geval waar hulle gesit het. Tonge asof van vuur het aan hulle verskyn, verdeel en op elkeen van hulle neergedaal. Luister mooi. In Eksodus 19 staan daar, God het neergedaal met vuur. Wat staan hier so? Tonge van vuur het neergedaal op hulle, selfde woord. God teenwoordig. Of dit die berg Sinaï is, en of dit in Handelinge is, God is teenwoordig, hy het opgedaag met vuur.
En almal is vervul met die Heilige Gees en het in ander tale begin praat, soos die Gees aan hulle gegee het om hardop uit te spreek. Die Israeliete moes net soos wat die disippels wag vir God. Daar is vir hulle duidelik gesê, gaan wag want julle gaan krag ontvang. Gaan wag want ek gaan opdaag. Selfde ding. Daar was rook en vuur op die berg Sinaï. Daar was tonge van vuur, toe die disippels die Gees ontvang het, want tonge van vuur het neergedaal. Hy het dit so duidelik gesê. Wat het God ook gedoen in daardie tyd? Hy het die Israeliete voorberei in hierdie proses met die heiligmaking vir die land Kanaan. Wat sê hy vir die disippels? Julle moet wag en bid. Julle sal voorberei. Want iets groots is op pad. Want daar is 'n nuwe fase, iets heeltemal niets wat nog nie bestaan het nie. Wat's dit? Die kerk van die Here Jesus word gebore uit die Heilige Gees, die liggaam, die bruid van Christus. Ongelooflike oomblik, God begin sy kerk. Hy het by die berg opgedaag, hy het opgedaag in die bokamer by sy disippels. Dat is 'n interessante ding, mense het in verskillende tale gepraat, en die mense buite hulle het hulle verstaan. Daar was 'n doel daarmee. Hulle het hierdie krag ontvang en hierdie identiteit ontvang, want nou moet dit aangaan. Die nuwe Kanaan is die ewige lewe. Hulle moet die werk doen. En almal het geweet, Jesus se Gees het opgedaag met vuur. Ek is eerlik met jou, ek is baie dankbaar, ek is deel van die Nuwe Testamentiese kerk. Ek is dankbaar, ek is hier in hierdie tydfase gebore, waar daar 'n Gees van God is, en ek nie hoef Sinaï toe te gaan nie. Want die Sinaï van die lewe is nou by my. Die Heilige Gees is uitgestort. Die Gees stap elke dag saam met jou. Nou die Here Jesus sê daarso, julle sal krag ontvang, en dan sê hy in 'n ander skrif ook, dat wat sal gebeur is, julle sal groter dinge as ek doen. Ons glo dit nie. Nee, dit is onmoontlik. Wonderwerke gebeur nie meer nie, nee. Dit is onmoontlik. Daar is nie so iets soos wonderwerke nie. Ons gaan maar net kerk toe, ons word maar net deel van iets, en ons is maar daar. En ons glo daarin. Ek wil vir jou nuus gee vanoggend. Die duiwel glo ook God bestaan. Dit is 'n gevaarlike plek. So die vraag is, wat doen jy hiermee? Wat maak jy met die Gees van God wat uitgestort is? Jy het dit. Of jy dit wil weet of nie, jy het dit. Die Engelse woord is iets for the taking. Vat dit. Ons is bang. Ons is so bang om in hierdie teenwoordigheid van God te kom. Want sê nou net, dis ongemaklik. Dit is. Want hardloop ons die heeltyd weg. Ons is besig om weg van hierdie berg af te hardloop. Want sê nou net, ek en God kom by mekaar uit. Maar hy het sy Gees gegee. Jy hoef nie Sinaï toe te gaan nie. Ek het vir jou nuus vanoggend. Of jy dit wil weet of nie, in die eerste plek, die Here Jesus is gekruisig. Hy het opgestaan en hy het opgevaar. Jy gaan dit nie verander nie. En die volgende ding is, hy het sy Gees gegee. Dis vir jou en vir my. Gaan ook nie verander nie. En dan is daar nog 'n stukkie inligting, die 5de een is, hy gaan terugkom. Ek kan nie vir jou sê wanneer nie, die skrif sê baie duidelik, niemand weet nie. Maar hy gaan terugkom, en intussen het ek en jy sy Gees by ons, want is uitgestort. Want hy openbaar hom elke dag aan jou. En elke keer as jy die Here aanroep, dan daal hy neer na jou toe. Dit is ongelooflik, 'n God moes van 'n troon afklim en neerdaal om tussen ons te wees. En daai selfde God daal neer met sy Gees by my en by jou. En dis Pinkster. Dis waarom ons dit vier. Dis een van die boustene van die kerk. Die kerk is begin in Handelinge 2 met die uitstorting van die Heilige Gees.
En as ons as gemeente nie 'n identiteit het van die Gees en die gawes van die Gees nie, is ons nie kerk nie. Dan is ons maar net hier. En dan sal jy dalk vir my sê, en jy sal vir my sê oor die kamera, maar ek is daarom hier. Ek weet, ek is ook hier. Maar ek kan dit speel ook as ek wil. So die grootste vraag is jy bereid om daagliks by die berg van die Here te gaan sit? En as daar donderslae en rook en vuur is in jou lewe, omdat God met jou praat, dan vat jy dit. Want hy wil 'n verhouding met jou hê. Hy wil in jou teenwoordigheid wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons kom vanoggend voor U met 'n opgewondenheid, want ons is nie alleen nie. Daar is 'n God met donderweer en sla en vuur, maar dan soos met Elia, besoek U ons te stil wind, want U is 'n goeie God. En ons gebed vanoggend is, Heilige Gees, vat ons, vorm ons, hou ons vas, leer ons. Bring vir ons 'n honger vir die enige waarde God, die ene wat hom openbaar in ons elke dag. Ons gebed is ook dat U Gees ons sal vul en ons sal lei, wat ons moet sê, wanneer ons sal moet beweeg, wanneer ons moet stil staan, en laat ons duidelik sal besef, wat wil U hê moet ons doen? Want dis U plan vir ons. Amen.